Vandag duik ons in die wêreld van oop vaskulêre chirurgie. Dis nogal 'n fascinerende veld, een waar die nuutste tegnologie soms net een kant moet staan vir die ongelooflike aangeleerde vaardigheid van 'n chirurg se hande. En dit bring ons by die groot vraag vir vandag, né? In hierdie tyd van robotte, van kateters, van allerlei slim tegnologie, hoekom maak ons steeds staat op die chirurg se eie hande? Wat maak hierdie fundamentele praktiese ambags steeds so onvervangbaar? Kom ons kyk 'n bietjie dieper. Goed, so aan die een kant het ons endovaskulêre terapie. Dis die nuwer benadering, reg? Minder indringend, gebruik kateters om probleme van binne die bloedvate op te los. En dan, aan die ander kant het ons oop chirurgie, die oorspronklike praktiese metode. En dit word steeds gesien as die mees duursame, die mees beproefde oplossing vir talle komplekse probleme. Hierdie aanhaling uit ons bronmateriaal slaan die spyker op die kop. As jy praat van duursaamheid, van iets wat oor die langtermyn gaan hou, dan is oop chirurgie steeds die goue standaard. Dis die fundament waarop soveel van moderne vaskulêre behandeling gebou is. Hier is die plan van aksie vir ons gesprek. Ons gaan eers kyk na die chirurg se gespesialiseerde gereedskap, dan delf ons in die tegnieke om arteries skoon te maak en weer aan mekaar te sit. En ons sluit af met daardie menslike faktor, die ding wat alles bymekaar bring. Eerste op die lys, die gereedskap. Jy weet, nie enige meestervakman maak 'n vaskulêre chirurg staat op 'n stel hoogs gespesialiseerde instrumente. Elkeen is fyn ontwerp vir absolute presisie en totale beheer. Julle idee agter elke liewe instrument is eintlik tweeledig: delikaatheid en beheer. Jy moet 'n hoë druk bloedvat heeltemal kan beheer, maar sonder om daardie brose binneste wand te beskadig. Want enige drukbesering of 'n crush injury soos hulle dit noem, kan tot regtig ernstige komplikasies lei. En dis presies waar atraumatiese klamme in die prentjie kom. Kyk 'n bietjie na daai definisie. Die geheim lê in daardie fyn ineenlopende tuintjies. Hulle versprei die druk so perfek dat die chirurg die bloedvloei veilig kan stop, selfs in 'n massiewe slagaar soos die aorta, sonder om die weefsel te vergrys. Dis 'n briljante stukkie ingenieurswese, alles in diens van die chirurgie. Wat vir my so interessant is hier, is hoe ongelooflik spesifiek elke instrument se werk is. Byvoorbeeld, 'n DeBakey-klam. Sy werk is om 'n slagaar heeltemal af te sluit, punt. Maar dan kry jy iets soos die Satinski-klam. Sy unieke hoek laat hom toe om net 'n deel van die vaatwand af te klam. En dit is geniaal, want dit beteken die chirurg kan 'n omleiding aanheg terwyl bloed steeds deur die hoofvat vloei. Jy sien, elke instrument speel 'n baie presiese rol in hierdie fyn dans. Goed, jy het die regte gereedskap in die hand. Wat is die eerste groot uitdaging? Baie keer is dit om daardie hoofweg skoon te maak. En daar is basies 2 kerntegnieke om dit te doen. Die eerste tegniek is tromboembalektomie. Dink hieraan as 'n noodgeval. 'n Vars bloedklont het skielik 'n slagaar geblokkeer. Die doel hier is spoed. Kry daardie klont uit en kry die bloedvloei so vinnig as moontlik weer aan die gang. Die proses self is eintlik so elegant in sy eenvoud. Deur 'n klein snuitjie word 'n dun kateter met 'n klein ballonnetjie op die punt versigtig verby die klont gestoot. Dan word die ballon opgeblaas en soos die kateter teruggetrek word, sleep dit die klont skoon uit die slagaar. Dis 'n ongelooflike effektiewe tegniek. Die tweede tegniek, endarterektomie, is 'n heel ander storie. Dis meer kompleks. Hier hanteer ons nie 'n vars klont nie, maar die onderliggende siekte, aterosklerose, oftewel die verharding van die are. In hierdie geval verwyder die chirurg letterlik die siek, verharde binneste laag van die slagaar self. Dis amper soos chirurgiese beeldhouwerk. Die chirurg maak die slagaar op en moet dan daardie presiese vlak vind, die een tussen die aarde, siekplaak en die gesonde buitenste wand. Die plaak word dan versigtig uitgedissekteer en verwyder. Maar die absoluut kritiese stap is nommer 4, om seker te maak daai randjie aan die einde vorm nie 'n losflap nie, want dit kan afskeer en 'n blokkasie verder af veroorsaak. En hierdie aanhaling verduidelik daardie punt perfek. Die chirurg moet die plaak op so 'n manier verwyder dat dit uitveer, amper soos 'n dun randjie, om 'n heeltemal gladde oorgang te skep. Dit verg 'n ongelooflike fyn aanvoeling vir die weefsel en hoë vaardigheid. So nadat die slagaar skoongemaak is of dalk wanneer 'n hele omleiding nodig is, kom die volgende groot uitdaging. Hoe werk jy alles weer netjies aan mekaar? Wel, dit is die kuns van die anastomose.
Hierdie proses staan bekend as 'n anastomose en dis regtig die hoeksteen van byna elke vaskulêre rekonstruksie om 'n duursame, lekvrye verbinding te skep tussen twee lewende, polsende buise. Dis 'n ware kuns. Chirurge gebruik oor die algemeen twee hooftegnieke. Vir vate wat maklik is om by uit te kom, gebruik hulle die ankertegniek. Die eerste steek word dadelik geknoop om alles in plek te hou. Maar vir daardie vate wat diep in die liggaam lê, waar daar min spasie is die valskermtegniek absoluut geniaal. Al die steke word eers losweg geplaas en dan, soos die toutjies van 'n valskerm, word hulle gelyktydig styf getrek om die twee punte perfek teen mekaar te bring. Om 'n sukses hiervan te maak, moet jy by 'n paar streng beginsels hou. Die hegtings moet permanent wees. Die naalde moet altyd van binne die bloedvat na buite gaan, om te keer dat die binneste laag, die intima, per ongeluk opgelig word. En kyk na daardie laaste punt, dis nogal slim. Deur die punte skuins te sny of te spatuleer, maak jy die opening van die verbinding groter, wat die risiko van vernouing oor tyd drasties verminder. En dit bring ons by ons laaste afdeling. Ons het nou die gereedskap en die tegnieke bespreek, maar die uiteindelike sukses van oop chirurgie, wel dit hang af van die chirurg self, die menslike faktor. Jy sien, dit gaan oor soveel meer as net tegniese vaardigheid. Dit gaan oor oordeel, om te weet wanneer om te opereer en presies watter operasie om te doen. Dit gaan oor fisiese stamina, om vir ure lank in 'n stabiele posisie te kan bly. En natuurlik aanpasbaarheid, veral in daardie moeilike redo-operasies waar littekenweefsel al die normale anatomiese landmerke heeltemal uitgewis. Hierdie aanhaling bring die fisiese realiteit van die werk huis toe. Oop chirurgie is 'n ongelooflike veeleisende ambag. Dit word dikwels onder moeilike omstandighede uitgevoer en vereis 'n unieke mengsel van fyn motoriese beheer en pure fisiese uithouervermoë. En te midde van al hierdie intense fisiese werk, moet die chirurg die pasiënt se hele fisiologie bestuur. Kyk na hierdie syfer. Dis die teikenwaarde vir bloedverdunning. Die chirurg moet seker maak die bloed is presies dun genoeg sodat dit nie klont nie, maar ook nie so dun dat dit onbeheerbaar begin bloei nie. Dis 'n konstante, dinamiese balanseertoertjie. So, wat is die slotsom? Oop vaskulêre chirurgie is soveel meer as net 'n reeks stappe. Dis 'n kuns. 'n Kuns wat staat maak op gespesialiseerde gereedskap, presiese tegnieke en heel bo-aan die lys, die oordeel, aanpasbaarheid en fisiese vaardigheid van die chirurg. En dis presies hoekom dit selfs in ons moderne hoë tegnologie wêreld steeds die goue standaard vir duursaamheid bly. En dit los ons met 'n laaste, nogal prikkelende vraag om oor te dink. Soos tegnologie en outomatisering aanhou om die mediese wêreld te verander, wat word van hierdie fundamentale praktiese ambag? Sal daar altyd 'n plek wees vir die unieke, kreatiewe probleemoplossingsvermoë van 'n chirurg se hande? Dis 'n goeie vraag. Dankie dat julle saam met my hierdeur gewerk het.